Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Goeiemôre al die dames. Nou ja, vandag oor bietjie minder as 2 maande is dit tyd vir ons jaarlikse vrouekamp. En hierdie jaar is ons vrouekamp by Konka, 14 tot 16 November en ek is so opgewonde om met julle te deel vanoggend. Jolanda van Sit aan die Ketel kom met ons 'n bietjie deel van haar opstaan vrou retreat. So, hierdie tyd van die jaar voel baie van ons bietjie moeg, bietjie platgeslaan. Daar dinge gebeur wat ons nie gesien kom het nie en so naweek weg net in die natuur saam met sissies van in Christus en in God se teenwoordigheid is baie keer net wat ek en jy nodig het. So, ek wil regtig elkeen van julle vanoggend nooi om jou plek te bespreek as jou naam nog nie op is nie, kom wees deel van hierdie naweek. Ons kuier by Konka, pragtige plek, kamertjies slaap 4 in. Dis R1200 wat alles insluit. Dit sluit jou etes in vir die naweek, dit sluit jou beddegoed in, dit sluit jou eetgerei in. So jy bring jouself en as dit kan 'n vriendin of jou ma of jou sussie en jy kom kuier net saam met ons die naweek van 14 tot 16 November by Konka. Maak asseblief seker die plekke raak vinnig vol. Daar is 'n beperkte hoeveelheid plek, so spreek jou naam betyds en kom kuier lekker saam met ons op hierdie spesiale naweek. Ons kampe is altyd 'n fees in die teenwoordigheid van mekaar, in die teenwoordigheid van God en dit is sommer net 'n spasie wat jy maak vir jouself om daai naweek uit te sit. Doen dit asseblief en ons sien jou daar. Haai julle, ek is Sean van Agapai mannebediening en ek staan nou huidiglik hierso by Konka waar ons bietjie ons mannekamp gaan hou hierdie jaar. So ons het ons jaarlikse mannekamp hierso vanaf die 31ste tot die 2de November. En waar ons regtig net lekker saam gaan kamp. Dis ons Be Active mannekamp, waar ons hierdie jaar dinge heeltemal anders gaan doen. Is 'n mannekamp met 'n wow. Ons gaan 'n bietjie aktief wees hierdie jaar. Ons gaan lekker bonfires hou, ons gaan lekker saam braai. Ons gaan net lekker saam kamp. Ons Be Active gedeelte sal bo wees waar ons lekker touch rugby, golfballe chip, net lekker saam tyd spandeer om die bonfire, praise and worship en sommer net getuienisse deel waar ons mans hier in die bos waar dit hard kan wees. So ek daag julle elkeen uit om ons mannekamp by te woon. Ons kom in 'n groepsverband, ons gaan net lekker saam tyd spandeer, net kamp soos in kamp, maar ons gaan ook bietjie tyd spandeer om Vader se voete. So kom, be active en kom join ons vir daai naweek. Goeiemôre Agapai familie, my naam is Gerrit van Skalkwyk en dis my voorreg om julle vanjaar te nooi om ons by die Veldwinkel projek te join wat op 22 November gaan plaasvind. Hierdie is 'n geleentheid waar jy die voorreg kan ervaar om 'n blessing vir ander te wees. Ek glo die Here roep ons as geestelike familie om aan die behoeftes van hierdie 250 gesinne te gaan voorsien. Ons streef vanjaar na 100% deelname in die gemeente deurdat elkeen iets saai in die projek. Jy kan dit op een van 3 maniere doen. Eerstens deur finansiëel by te dra of om 'n emmer van hoop te borg. Alternatiefelik as finansiële bydrae nie moontlik is nie, kan jy ook tweedehandse klere, skoene en kinderspeelgoed bydra deur dit by die kerk af te laai. Tweedens deur gebed vir die projek en ook vir ons gaste van die dag. Derdens deur op die dag te kom help om ons gaste te bedien met die voorsiening van kruideniersware, klere, skoene, kinderspeelgoed en ete en ook geestelike inspraak in hulle lewens. Die Veldwinkel projek het eerstens ten doel om te voorsien aan die behoeftes van ons gaste en om Jesus se omgee liefde teenoor hulle uit te leef. Maar ek wil jou verseker dat jy deur jou deelname self persoonlik ook geestelik sal groei. Ek is Kobus en ek is Mieke en ons is die Jakobse. Ons wil vir jou sê baie welkom by vanoggend se diens, of jy hier in die auditorium is en of jy aanlyn kyk. Baie dankie dat jy gekies het om vanoggend die diens saam met ons te spandeer. Soos ouer gewoonte gaan ons vir julle geleentheid gee om mekaar te groet. Dit is vakansie
Wie weet, miskien sit iemand in jou ry of voor of agter jou wat dalk op vakansie is, dalk by familiekuier. Jy ontmoet dalk net vandag iemand nuut. En terwyl jy dit doen, jy wat aanlyn kyk, miskien wil jy net vir ons daar in die kommentaar afdeling sê, how's it ou boet? Of sê dalk maar net hallo en laat weet vir ons van waar jy kyk. Ons gaan vir jou geleentheid gee om dit nou te doen. Eerste keer hier by ons kuier, of jy sal 'n geruime tyd by ons en jy het al gewonder wat se kaartjies hier op my stoelplek, wil ons graag vir julle net herinner dat dit nie 'n boekmerkie vir die Bybel is nie. Mens noem dit die Connect met my kaartjie. Ja, connect met ons. Die connect met ons kaartjie is ons manier om uit te reik na jou toe. Ons wil baie graag van jou weet, ons wil baie graag vir jou omgee. En eintlik as jy verjaar wil ons net weet presies waar is daai braai. So as jy nog nooit so 'n kaartjie ingevul het nie, wil ons jou sommer nou die geleentheid gee om dit te doen. Dankie. Jy wonder seker nou wat moet jy doen met hierdie ingevulde kaartjie? Kom ek sê vir jou. Na die diens as jy uitstap, sal jy sien daar's mense met helder oranje klere. Gee sommer vir hulle jou kaartjie en hulle sal sorg dat hy by die kantoor ingedien word en ons maak sommer hierdie week nog kontak met jou. Vir al ons ouers wat hier in die diens sit met hulle kinders soos ons, wil ons graag vir julle gerus stel dat alhoewel dit vakansie is die kinderbediening nog steeds oop. Ja, as jy miskien met jou kinders hier in die auditorium sit en hulle is nie so soet soos ons sinne nie, weet jy wat kan jy doen? Staan op, stap terug in die auditorium en as jy daar agterkom, gaan regs en jy sal sien daar's bordjies wat aandui presies waar is watter lokaal. Genoeg van ons. Jy wat in die auditorium is en julle wat ingeskakel is, julle is op die regte tyd, op die regte plek. Geniet die diens. Goeiemôre julle. Dankie vir die 3 wat teruggegroet het. Ons wil julle nooi om saam met ons te staan en net te sing en in die eerste liedjie gaan die tiendes en offergawes opgeneem word. And pray
Let's go. So when I will fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yes. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Yes. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I will fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I will fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, and I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, and oh God, the battle belongs to you. Ons het sommer vanoggend net geleentheid gee om stil te word vir die koning van konings, en as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, en jy sê, ek weet nie lekker wie is hier die koning van konings nie, wil ons sommer vir jou vra, dat jy ingetrek sal word by dit wat hierdie song vanoggend sê, en hierdie song vanoggend sê, are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of the sin? Jesus is calling, en Jesus roep elkeen vanoggend by die naam, en jy is welkom te sit, jy is welkom te staan, jy is welkom om sommer net op jou knie te gaan, en jy is welkom vir iemand te loop en vir iemand te gaan bid. Hier is jou oomblik saam met die Here vanoggend, en spandeer het saam om. Are you hurting, broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. The
is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Know what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. And know what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. And bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee. Oh Lord. Kom ons sing dit vanoggend vir hom. Kom ons sing dit vanoggend. We exalt Thee. Join ons in 'n koor vanoggend en aanbid hom. We exalt Thee. We exalt Thee. Oh Lord. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. En dis Jesus. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer as julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het.
Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. Toe sê hy, die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. En dis hoekom ons vanoggend hierdie doen, want Jesus sê ons sal baie daarby vind in die boodskapvertaling. 1 Korintiërs 11. Doen dit, glo dit, leef dit, en julle gaan baie daarby baat. Life change. En aan die einde sê hy, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Hier is tafels gedek, voor, tafels bo, en tafels agter, en ons wil julle nou nooi om in hierdie heilige oomblik sommer net na die tafel toe te gaan, en saam jou gesin, en as jy alleen is dit net so wonderlik vanoggend. Spandeer tyd saam om en vat vir wat op jou tafel is en gebruik dit saam met hom vanoggend en jou geliefdes.
sit nou, onthou dat jy baie duur gekoop is. Deur die een wat aan die kruis vir jou gesterf het. Jy is nie sommer maar net nie. Jy is nie sommer maar net hier vandag nie. Jy is nie sommer maar net in daai battle waar jy mee besig is nie. Ons koning het duur vir jou betaal. Jy is na sy beeld geskape, ja. Kom saam met verskriklik baie verantwoordelikheid. Maar hy beloof ons dat wanneer ons ja sê, is hy by ons. Tot en met die einde toe. Maar ek weet nie vir wie dit is vandag nie. Ek wil sê, jy beteken nie niks nie. Jy is so duur. So duur. As jy dit glo, wil ek jy moet opstaan en dan sing jy weer saam met ons die volgende stuk waar ons terug antwoord vir die Here. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Net julle. Laaste keer. Maak sy naam groot vanoggend. Zoom in op wie hy is. Vader, dankie vanoggend. Wanneer ons op U fokus, word ons probleme sommer kleiner, Here. Want U is 'n groot God en ons wil vanoggend vir U dankie sê. Dankie vir wie U is. Dankie dat ons met vrymoedigheid na die tafel toe kan gaan en dat U sê daar is iets soos genade. Maak nie saak of jy my lank terug met my gepraat het nie. Maak nie saak of jy nie weet waar jou Bybel is nie. Maak nie saak hoe vol stof hy is nie en maak nie saak hoe ver weg jy van my is nie. Ek is daar. Nader tot my, Jakobus 4 vers 8, en ek sal tot jou nader. Amen. Well, you're watching SABC News live from Johannesburg. Your headlines at 6 on this Tuesday. Senior Counsel Advocate Matthew Chaskelson has been appointed as the chief evidence leader of the Madlanga Commission, tasked with probing allegations of criminality, political interference and criminality in the criminal justice system. This takes place amid speculation and uncertainty over Senior Counsel Advocate Terry Motau, who held the position in the high-profile inquiry. Support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has agreed to back a US-sponsored Gaza peace deal. The agreement includes a ceasefire of the 2-year-old war in Gaza and the release of hostages held by Hamas. When you look at what they've done, look at what they've done with the money, the Maumela syndicate, because there were 3, bought Lamborghinis and all sorts of luxury cars.
Minister of Health Dr. Aaron Motsoaledi says corruption at Tembisa Provincial Tertiary Hospital in Gauteng amounts to high treason. Motsoaledi was reacting to the findings of the interim report by the Special Investigating Unit revealing that corruption at the hospital amounted to a staggering 2 billion rand. The second cabinet lekgotla of the Government of National Unity for the year gets underway at the Sefako Mekgato Presidential Guest House in Pretoria later this morning. The two-day meeting brings together ministers and their deputies from the 10 GNU parties, premiers, directors generals and leadership of the South African Local Government Association. We are confident that on the 11th we will be forming the next government. Second round, it's okay, we are ready for it. Citizens of Seychelles will be heading to the polls once again in a runoff election. Voting over the weekend in the island nation produced no clear winner among the 8 presidential candidates. Goeiemôre, dis wonderlik om saam met jou die Here vanmôre te aanbid, loof en prys. Mag jy die teenwoordigheid van die Here vanmôre op 'n baie besonderse, unieke manier ervaar soos wat hy vir jou hierheen gestuur het en soos wat jy aanlyn kyk vanmôre. Nou alhoewel van hierdie videoklip waarna ons gekyk het, liewe vriende, is daar tog die vraag wat ons vir mekaar vra vanmôre, maar waar is God? Waar is God in Gaza? Hoor God wat in Gaza gebeur? Waar is God in die Oekraïne? Waar is God in Londen as die Springbokke gister gespeel het? En waar is God in Perth in Australië waar die Australiërs verloor het? Waar is God in jou lewe waar jy sukkel met ellendes en krisisse en waar jy roep en roep en roep? Waar is God? Dis die roep wat Habakuk ook geroep het as ons vanmôre deur die boek Habakuk gaan blaai. Maar wanneer ons na hierdie nuusgebeure kyk, dan beleef ons maar net hierdie intense kritieke vrae. Beleef ons pyn en ellende en krisisse en wil ons amper nie meer nuus kyk nie, want die nuus is te erg. Ons kyk eerder in 'n natuurprogram. Maar liewe vriende, as ons bietjie verder kyk en bietjie wyeer kyk, dan is dit asof ons deur statistieke gaan en dan sien ons die statistieke en dan verstaan ons nie regtig wat in ons wêreld gebeur nie. En miskien is jy deel van hierdie statistieke van 360 miljoen Christene word wêreldwyd vervolg en vanmôre word hulle wêreldwyd vervolg in Myanmar en in Noord-Korea en in dele van Noord-Afrika bokant die Sahara-woestyn. Maar dit is nie net Christene wat vervolg word nie, daar is ook 40% huwelike wat in Suid-Afrika net eenvoudig nie slaag nie. En miskien is jy deel van hierdie 40-50%, maar miskien beplan jy om deel van hierdie 40-50% te gaan word, en ek het baie begrip en baie empatie en simpatie vir jou, want baie keer moet 'n mens sulke keuses maak, hoe pynlik dit ook al is, ter wille van jouself, of jou kinders, of jou gesin se oorlewing. 300+ miljoene wêreldwyd word met depressie gediagnoseer, en ek is deel van daai 300+ miljoen, want ek moet elke dag my medikasie gebruik, sodat die hormone in die brein reg afgeskei kan word, en ek gaan dit vir kronies gebruik. So ek is deel van 300+ miljoen. Maar die ergste van alles is dat 60-70% van ons jong mense in die 20er jare verlaat die kerk. En draai hulle rug op die kerk in die westerse lande, want die kerk spreek hulle nie meer aan nie, die kerk bedien hulle nie meer nie. Jy ken dalk sulke mense, en miskien is hulle in jou eie gesin, waar hulle net eenvoudig die kerk verlaat. En jy maar net in gebede vir hulle kan intree en vir hulle kan bid. En dis maar die statistieke wat in ons land en in die wêreld gebeur, wanneer die wêreld en jy en ek uitroep, waar is God?
Waar is God as al hierdie traumas moet gebeur? Want trauma is intense pyn en krisis en is ellende. Trauma is wanneer dit my persoonlik raak. Daar's trauma met al die ellende, daar's trauma met al die onreg. Daar's trauma met die inhoud van die Bybel wat deur ander groepe en in ons land anders verstaan word en besluite geneem word wat jou my partykeer vreemd laat. Dis alles trauma. Trauma is natuurlik is dit die afsterwe van 'n geliefde of 'n egskeiding of verhuising of verander van werk. Dis intense trauma en op die lys van traumas is dit die top 4 uit 100. En jy en ek sit vanmôre hier en jy en ek beleef deel van dit op die skerm en deel van dit wat ek vir jou sê. Beleef jy en ek dit ook vanmôre? Is dit nie waar dat jy en ek dan op verskillende maniere vir God vra, waar is U? Maar weet jy, dis nie net jy en ek wat in 2025 het vra nie, maar 2.500 jaar terug was daar 'n profeet Habakuk en hy het dieselfde vraag, die intense vraag gevra, waar hy met sy waarneming en sy ervaring maar net by God gaan sit het en eintlik vir God aangekla het oor God nie antwoord nie. En hy roep tot God en dit voel vir hom of die hemel gesluit is en jy en ek roep tot God en dit voel of die plafon al laer en laer kom en ek al laer en laer buig en God is nie daar nie. En gaan wonder dat Aaron Sari dan hierdie verskriklike woorde skrywe. Sometimes the Lord works in ways so shocking, so beyond our understanding, that we don't know what to do. If we don't allow ourselves to be shocked, we probably aren't entering fully into the mystery. Daarom nooi ek jou vanmôre, en ek nooi jou om saam met my deur hierdie wonderlike 3 hoofstukke boek van Habakuk te kom lees en te kom ervaar van gebed. Kom doen dit weer, Here. En weet jy net so 'n bietjie agtergrond en 'n backstory dat Habakuk het 700 voor Christus gelewe. En hy was gestuur na Juda toe en die volk Juda moes intens hoor van Habakuk wat hulle waarsku teen die afgodediens. Maar in daardie tyd van Habakuk was daar ook die Babyloniërs gewees. Nou Babel was waar Irak vandag is. En daar was koning Nebukadneser en jy gaan van Nebukadneser onthou, nie waar nie? Dis mos waar die eerste 6 hoofstukke van die boek Daniël vandaan kom. Daniël op 'n spesiale dieet, Daniël in die leeukuil, Daniël in die vuuroond. Dis die Nebukadneser van die Galdeërs, sê hoofstuk 1, 'n wrede nasie. En toe word die volk weggevoer 2.500 jaar later na Babel toe. Daniël, Sadrag, Mesach, Abednego was deel daarvan. En vandag kan jy en ek gaan lees in Psalm 137 word daar geskrywe oor hierdie ellende van die volk. Maar ek het vir julle lied saamgebring. Ek het vir jou iets gebring wat Bonnie M sing en as jy van November af instap in Game en in Spar en in Pick n Pay, dit hou aan vir 25 dae. By the rivers of Babylon there we sit down. En kom ons luister en die klip is hier. Toe 2025 is die jaar van die groot gehuil. Dis waar ons sit in ons eie huis, in ons eie werkering, in ons eie Babylon, en waar ons sieters sê, hulle hang ons op, en ons het nie meer 'n plek waar ons kan aanbid nie, die taal is vreemd, en die afgode is talryk,
En ons weet nie waar God is nie, want alles rondom ons is vreemd. En dan huil ons, en jy sit vanmôre in jou eie Babel. En in 2025 is jy groot gehuil in jou gesin. Is jy groot gehuil by jouself. Dis nie vervreemd nie. Dis absoluut normaal om te huil. En nie net te huil oor trauma en pyn en seer, maar om te huil oor wat rondom jou gebeur, want jy sien in daai tyd was die leierskap nie wat dit moes wees nie, en gaan jy nou woorde hoor wat klink asof dit nou is, asof dit die nuusberig was. Koning Joachim was die koning van Juda. Hy het daai land in die afgrond in bestuur. Soveel so dat hierdie selfde koning Joachim hierdie Joodse volk in Juda gefrustreer het en sê Jeremia 36, sny hy met 'n mesie die bladsye van die Ou Testamentiese Bybel en brand hy dit in sy kaggel. Dis hierdie selfde koning Joachim wat deur Nebukadneser op 'n wrede wyse met 'n swaard sy oë laat uitsteek. En in sy blindheid weggevoer is na Babel. Dis nie net staatkundig waar Juda gevou het nie, maar dit was ook in die landbou, want hierdie Galdeërs was 'n wrede nasie gewees, en die soldate het hulle aangeval asof dit 1930 se is Engelse oorlog in ons land is met die konsentrasiekampe. En hierdie soldate het die kleinvee verwoes en hulle die plase gebrand en hulle die oeste geneem. Hulle die vroue verkrag. Dis wat gebeur. Waar's jy? Waar's jy as jy hiermee identifiseer? Asof dit voel asof daar geen vastigheid is nie, en staan jy op die strand en voel jy hoe die sand onder jou voete wegsyfer en sukkel jy om staande te bly. En indien dit so is hierdie boodskap van Habakuk is vanmôre vir jou en vir my. Die boodskap van Habakuk is vir mense wat in die meel van die lewe is. Is vir mense wat op 'n ondraaglike wyse swaar kry. Waarvoor Veldwinkel maar een van die uitreik pogings is van ons gemeente om ook in die maatskaplike wêreld daar buite 'n verskil te gaan maak. En laas jaar was daar 900 plus mense wat in ondraaglike omstandighede lewe. Miskien het jy geen uitsig in 2025. En voel dit vir jou, hierdie jaar het jou krippel gelaat. En Habakuk wil vanmôre vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir jou, kom haal en ontmoet in jou geloofsworsteling. En gaan jy op hierdie reis deur Habakuk ontdek dat dit is gewoon aanvaarbaar om van 'n klag te beweeg, tot jy by aanbidding en gebed kom. Nou as jy by die huis kom vanmiddag of in die week en jy lees hierdie klein boekie asof dit 'n vervolgverhaal is. Jy begin by Habakuk 1 vers 1 en jy gaan aan tot by 3 vers in die 20s. Dan wys ek vir jou die opsomming van hoe ons hierdie boek kan verstaan. Is daar 'n klag in hoofstuk 1? Is daar 'n wag oomblik in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 sê daar is gebed en daar is aanbidding. En ontdek jy vanmôre dat daar 'n uitroep is. Dat daar 'n uitroep is waar jy vanmôre net kan kom stil word by die Here. En is die roepe van Habakuk ook jou en my roep, heel moontlik, want ek kan net sien hoe sit hy tussen opsigte van die leierskap wat gevou het en die landbou wat in duie gestort het en die Jode wat nie weet waar hulle is nie. Dan roep hy hierdie woorde in 1 vers 2 uit. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Hoe lank
25 Oktober, deur die res van die jaar, deur die res van jou jare, sit jy in hierdie ellende en in hierdie krisis en dit stapel voor jou op en jy sien eenvoudig net nie meer uitsig nie. Maar dit gaan nie vanmôre oor jou en my omstandighede. En wat ook al die lysie is wat jy wil lys of wat jy skrywe op hierdie connect-kaartjie as jy iemand wil sien en by iemand wil raad hê, dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan vanmôre oor die Here. En in Habakuk 1 vers 2 kom hy eintlik en kom klaai die Here aan. Is dit 'n hele regsgesprek tussen Habakuk en God? En wonder hy, hoekom gryp die Here nie in nie? Waarom is die hemele toe? Waarom is daar so baie geweld en twis en rusie? En waarom is die Here onaktief? Miskien is jy in 'n situasie waar jy weet dinge werk nie uit nie. En jou kind het nou met die rapport wat Oktober gekom het, het hy 8% geval en sy gemiddeld. In wiskunde is hy so met net so oor die draad deur, sê ons in die jare terug, met sy broek wat in die draad vassit. Miskien pak die wolke opnuut saam van depressie. Miskien roep jy uit, Here, hoor U nie wanneer my kinders sukkel om aan te pas in hulle verhouding. Miskien het jou dogter hierdie week gebel en gesê, ma, kom haal my, ek het net 'n tas klere en die kinders het 'n checkersak. Miskien roep jy na die Here want jy beleef in jou kantooromgewing sedelike en morele verval. En stuur jy CV na CV na CV uit. Maar die Here hoor nie. En voel jy om soos Habakuk vanmôre die Here te bevraagteken en kan ek dit vanmôre vir jou sê, jy mag. In 'n sekere rede en sekere omstandighede mag jy by die Here kom en worstel. Mag jy huil. Maar dan doen jy en ek wat Habakuk doen. Habakuk kla nie by 'n kollega, mede-profeet. Hy was in die tyd van Naam en van die groot profeet Esegiel het Habakuk gewerk. Hy het nie by sy kollega gaan kla nie. Jy skryf nie op Facebook nie, jy stuur nie op WhatsApp in. Jy maak wat Habakuk gemaak het, hy het by die Here gaan kla. En miskien is jy vanmôre hier vir die eerste keer. Miskien is dit vir jou 'n vreemde boodskap wat jy nog nooit gehoor het nie. En dalk sit jy hier en jy wonder, maar Here, ek ken U nie. Ek moet na iemand roep en hy praat van hoe lank Here, maar Here, wie is U? Want ek ken U nie. Gaan kla by die Here. Want dis waar uitkoms is. Dis waar jy en ek kan begin. Marie, bring 'n bietjie water asseblief. Dis waar jy en ek kan gaan kla by die Here. Dis waar jy en ek die mag kan hê om na die Here toe te gaan en om hulp te roep. Maar om te kla het sekere betekenisse vir jou en my. En dit is nie net sommer 'n eenvoudige woordjie nie. Here, ek roep om hulp, maar wat is die betekenis en die inhoud? Wat is die voordele van kla? Om te gaan kla is juis om met geloof na die Here te gaan. Om te gaan kla is juis wanneer jy en ek na die Here toe kan kom en vir die Here kan vra. Wanneer jy en ek vir die Here kan vra, Here, die rook trek. Here, die media berigte maak my moedeloos. Here, om Habakuk se beeld te gebruik, ek wil net by U gaan sit. Ag Here, laat my net toe, want ek het nie meer uitkoms nie. Dis die 3de van die maand, die Here, en daar's net R100 oor in die beursie. Want Here, hierdie liefde wat ek vir my naaste moet hê en hierdie ander wang draai nonsens.
Here, dit werk nie. Dit werk nie meer vir my nie. Here, en ek voel so oorweldig, dat dit voel of ek wil verdrink in die golwe. Want die lewe spoel en spoel en spoel my. Here, waar is U? Ek kla. En jy wil dalk by die Here kom en vir die Here sê, maar Here, kom kyk net hier. Hoekom hoor U nie? Hoekom sien U nie raak nie? Hoekom kan U net kom en hoekom kan U nie net my gebede verhoor nie? Here, wanneer gaan dit ophou en hoekom gryp U nie in nie? Want Here, ek weet nie meer nie. Here, in hierdie kuil waarin ek afgly, raak al dieper en dieper en die lig wat daar voor is, Here, is nie 'n lampie wat brand nie, maar is 'n trein wat aankom. Here, want wanneer gaan U vir my sê wat moet gebeur? En dan blaai jy en ek verder en verder en dan kom ons by hoofstuk 2. En dan antwoord die Here op hierdie verrassende manier. En die Here het hierdie ongelooflike humor, die geliefdes aanlyn en hier vanmôre. Die Here het hierdie humor. Wat partykeer vir ons so vreemd is en so onverstaanbaar is. En dan gebruik Habakuk in die woorde van die Here die woord wag. Ons wag so moeilik, nê? Want ons selfoon gee vir my in 'n sekonde antwoord. En ek kan nie meer wag nie, en party mense kan nie by 'n robot wag nie, en hy begin al oorkruip, en die robot is nog nie groen nie na sy oor, en dat hy 10 mense in sy voertuig, of hy ry so groen skootertjie. Here, hy wag glad nie. Nou sê jy vir my, ek moet wag. Here, hoe wag ek? Want almal is net wat hulle wil. Dan sê hy in vers 2 vers 4b, jy moet net geduldig bly wag. Here, maar hoe? As dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik dat jy vanmôre moet weet, dat as jy vinnig wil reageer, is daai woord ongeduldig. En ek dink met hierdie brug in Kreerstraat in die eerste paar weke, en partykeer vandag nog, weet ek nie waar was die geduld nie, want die manne wat verkeerd doen hulle uiterste bes, fluitjies en roep en fluit. Hulle is my die mees energieke mense. En daai geduld is nie daar nie, want jy het 'n kwartier te laat gery. En jy is al bo in Willevy en jy weet nie waar is Protea Park nie. En nou sê die Here, geduld, my kind, geduld, want dit kom. Het gaan nie vandag kom nie. En is dit nie waar om te wag? Ag, om te wag in die huwelik. En om voordat jy besluit om enige iets vreemds te doen of enige riskante besluit te neem, wil jy nie net 'n oombliekie sê, kom ons slaap net daaroor. Onthou jy ouma het gesê, my kind, slaap tot môre, vannag sal die wysheid ergens deurkom. Ek het genoeg gehad. Ek is nou moeg. Jy kan die huis kry. Ek vat die kinders, en ek vat die beste wasmasjien, en ek vat die grootste TV, en jy kan die klein kampyskassie kry. En daar's vir jou bed, en daar's 'n mes en 'n vurk, en 'n lepel en 'n bord, want dis die minste wat jy kan gee te loop, as jy wil skei, gee hom net die minimum. Die res moet hy gaan koop by Pick n Pay en by Game. Want ek wil met my eie woede, en uit my eie aggressie wil ek reageer. Maar wag. Maar doen ons wat ons wil. En wag beteken dat jy sal nie by jou vriende wag nie, maar dat jy by die Here sal wag. Jy moet net geduldig wees, Habakuk. Wil jy nie net vir 'n oomblik luister?
Habakuk in die Agape gemeente vanmôre, wil jy nie toelaat dat die Heilige Gees net met jou kom praat? En hoeveel keer het die Heilige Gees nie al vir jou woorde gefluister in die klein ure van die nag? Of deur 'n tekslesing, of deur 'n WhatsApp groepie, of deur 'n kaartjie wat jy gekry het, of deur 'n gesprek of 'n sin in 'n liriek van 'n lied. Waar jy net geweet het, nou praat die Here. En kry jy daardie gevoel van ek is nie alleen nie. Want hier rondom my en binne in my is daar 'n warmte. Al het ek 'n KY baadjie aan. Is hier binne in my 'n warmte want ek soek die Here se leiding. Maar is nie net om te luister nie, dis ook om stil te wees. In vers 20. Dis nie 'n rustige wag nie. Dis nie 'n rustige stilte nie. Dis 'n wag met 'n verwagting. Dis 'n wag met 'n opgewondenheid want dit gaan kom. Dit gaan beslis kom. Maar jy en ek het nie 'n dag en 'n datum nie te loops. Maar dit gaan kom, Juda. En het dit 70 jaar later gekom toe Kores koning geword het. En Jeremia na Kores toe gegaan het en vir Kores gesê het, laat ons net trek. En Kores sê, ja, vat jou mense en gaan bou die tempel in Jerusalem. En hierdie verwagte wag laat my dink aan toe my ouma en oupa uit Nelspruit kom kuier het. En die huis is skoon gemaak en die gras is weer gesny en ons was aangetrek. Agter ons ore is gewas. Want ouma en oupa kom kuier en oupa het sulke interessante stories wat hy vertel. En ouma kom spesiaal want ouma moet melktert bak want haar melktert word met liefde gebak. En daar's 'n verwagting. En kort het ons uitgehardloop na buite, want ons het nog nie selfone gehad nie, dat ons ek en my 2 broers gehardloop na buite, en dan het ons daar gaan kyk, kom hulle aan die straat af, en as daar niks, dan gaan ons maar weer terug huis toe, en sê my ma, sit op julle hoede as julle uitgaan, omdat ons het 'n verwagting van wag. En dis hoe jy op die Here wag. Jy wag met geloof, en jy wag met 'n opgewondenheid, en jy wag met energie, en dis wat die sonnaskool antwoorde nooit vir jou sê nie. Dis wat die teks sê, dis wat induik in die teks, en die teks werk, en werk, en werk, en bid, en bid, en bid, en ek wag, geduldig. Kom Here, kom gou, roep die kerk in 'n ander gedeelte. Jy mag ook vanmôre sê, kom Here, kom gou. Want ek kan nie meer wag nie, Here. Ek is moeg gewag. Ek is so moeg gewag, Here, dat ek eintlik nie meer met U wil praat nie. Ag Here, vergewe my, ek wil eintlik nie meer bid nie. Here, ek wil eintlik nie meer betrokke raak aan Agape se pogings en werk en aktiwiteite. Here, ek gaan nie meer klein groep doen nie. Here, ek gaan nie meer kom dien nie, want Here, ek wil nie meer wag nie. Maar dis nie waar dit eindig nie. Dit eindig nie by hoofstuk 2 nie. Jy moet verder lees, want nou moet jy konsentreer, jy moet nou wakker wees. Dan kan ek herhaal wat ek vir jou gesê het. Dat in hoofstuk 1 het ons die klag gehad. En in hoofstuk 2 het ons die wag gehad, en nou is ons by hoofstuk 3 van gebed en aanbidding. Kan jy glo dat 'n profeet wat in diens van die Here is, wat gesalf is en wat geroep is en wat ywerig oor en oor werk, dat hy toelaat dat die Here in hom werk om te beweeg
van klag na wag, na gebed en aanbidding. En daarom nooi ek jou om nou hierdie verskuiwing in Habakuk raak te lees. Want is eintlik asof Habakuk 3 'n klein psalmpie is. 'n Psalmpie van gebed en van oorgawe en van gereed wees. En nooi ek jou om vanmôre saam met my gereed te raak en gereed te word. En toe te laat dat die Heilige Gees net sê, Here, ek wil net kom bid. Ag Here, ek wil net by U kom wees. Klaar, hoe lank, Here? Jy moet net geduldig wag. Hoor wat sê Habakuk nou in die volgende verse. Here, ek het gehoor wat van U vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd, en laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U selfs in U toorn, Here. Ek het gehoor. Here, ek het gehoor. Here, ek gaan terug in my geloof en het die Jode die gebruik gehad dat as jy vorentoe beweeg, dan beweeg jy met jou rug na die toekoms toe. En jy beweeg met die verlede voor jou, want in die verlede is daar kosbare skatte en jy beweeg met jou rug, want jy vertrou die Here om vir jou saam te vat. Here, ek het gehoor, skryf hulle in die nuutste literatuur van 'n bucketlist, en jy ken mos 'n emmerlys, nee, maar 'n bucketlist is beter. En jy het besluit, jy gaan op 60 gaan jy vir jou bles laat nuwe hare oorplant, as jy 60 is. En as jy 70 is, wil jy uit 'n vliegtuig spring. As jy 80 is, wil jy een of ander reis gaan onderneem, een of ander Camino gaan loop met 2 kieries, maar op 80 gaan oupa die Camino loop in Spanje. Praat hulle van reversed bucket list. 'n Reverse bucket list. En dis presies wat dit is, dat ek gaan terug in my lewe en ek gaan soek die plekke waar die Here met my gepraat het. En jy het dit gejoernaal en jy het dit in jou nota van die selfoon geskrywe en jy onthou dit, want die Gees herinner jou aan die geleenthede. As jy met jou rug na die toekoms loop, kyk jy terug, sê Habakuk, Here, ek het gehoor. My reversed bucket list van die plekke en die tye en die oomblikke waar die Here met jou 'n pad geloop het en waar hy intens naby aan jou was. En dat hy gekom het en hy het vir jou hierdie vraag, waar is God? Waar is U Here? Het hy self vir jou kom antwoord. Maar dan is daar mense vanmôre hier wat dit nie ken nie en wat dit nie verstaan nie, maar jy het dit gehoor in die skool en jy het dit gehoor by begrafnis en jy het dit gehoor by huweliksbevestigings, maar jy glo nie werklik nie. En hier is net vir jou 'n storie, maar mag dit nie net 'n storie wees nie, mag jy jou kaartjie invul en merk net daar's 'n blokkie wat jy kan merk. Want Here, ek moet kom regmaak. Ek moet met U kom regmaak. En hierdie klaarheid verander van Here, ek het gehoor in die ander vertaling in 2020 sê, Here, ek is in verwondering. Wow! It's awesome. Dis groot. Dis omvangryk. Maar Here, ek wil nie net teruggaan nie. Here, ek wil nie net in my verlede inkyk nie, maar Here, doen dit ook vandag. Wil jy nie Oktober 3, die 3de 2025. Wil jy dit net vandag vir my kom doen nie?
Wil U nie net vandag deur die Heilige Gees kom en U net aan my bekend maak? Want ek het 'n diep, ernstige verlange na U en ek weet dat net U kan rustigheid bring. U kan kalmte oor my bring, Here, en dat ek soos in Psalm 2, dat ek net aan die slaap raak. En dat ek nie rondrol 3 uur môreoggend. En dan sê Habakuk, as hy so in die teenwoordigheid van die Here is, soos wat jy en ek hoop in ons tyd, dan sê hy, maar hoe het ek die Here beleef, en onthou nou, hy het gekla, nê? Maar kyk wat sê Habakuk, as hy sê, Here, ek is in die teenwoordigheid, dan sê Habakuk, kom ons kyk 'n bietjie, hoe groot is die Here dan regtig? En kom ek lees dit saam met jou in vers 3 tot 15, enkele kort aanhalinge. In die volgende skuifie, skryf hy, dis nou die Here wat Habakuk die klaande Jood sê, hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand is vol mag, wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies. U het U boog uitgehaal, en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig. Here, U het nie verander nie. Here, U is dieselfde, U is die almagtige God. Here, U is groot. Here, ek kan nie anders as om net te gaan lees en U heerskappy en U bestaan voor die skepping gemaak het, want God is buite tyd. Tyd is na die tyd geskep met dag en nag, sê die verhaal in Genesis. Here, hoe groot is U? Here, as dit die beskrywing is van 'n klaande Jood, Here, watter woorde sal ek gebruik om self te beskrywe wie U is en hoe U in my lewe is? En dan gaan blaai jy deur die psalmbundel wat een van die mooiste boeke is, en jy gaan kry al die woorde en jy kleur dit met geel of liggroen in, al die plekke waar die psalmdigters God se heerskappy beskrywe. Want God is groot. En dit laat my dink aan die verhaal, van die seentjie wat buite gespeel het, en toe kyk hy op na die lig, en toe sien hy daar's 'n groot wit streep. En hy hardloop in en hy roep vir sy pa, terwyl die bokke 20-10 voor is. En hy sê vir sy pa, kom kyk, hier's 'n wit streep in die lig. En sy pa is nie lus nie, maar die derde keer besluit hy, laat ek maar gaan. Want my vrou het nou al vir my 2 keer gesê, gaan tog net, die kind roep jou. En toe wys die pa vir die seentjie, sien jy ver bo kan die wit streep, is daar 'n klein blink vliegtuig. Hy sê, jou pa, is 'n vliegtuig so klein? Is dit hoe groot 'n vliegtuig is? En toe vat die pa om lughawe toe by Lanseria, waar jy nog hulle kan sien, of oor Tambo, as jy daar aan die linkerkant mos ry, staan hierdie reuse A380's mos. En die pa sê vir die seentjie, sien jy hoe groot is 'n vliegtuig? Hy sê, wow pa. En toe hy ouer word, toe besef hy die seun, ver is klein, naby is groter. Ver is klein, naby is groter. En hoe nader jy aan God kom, doen dit in ons tyd, hoe naby jy sy heerskappy sien, hoe nader jy aan God kom, hoe groter word God. Hoe groot is die Here vir jou? Hoe groot dink jy oor die Here? En miskien moet jy vanmôre bely, Here, ekskuus. Here, ekskuus dat ek so klein dink, asof U 'n mens is. Ja, U het mens geword in Jesus in 'n voetnoot. Maar Here, ekskuus dat ek U nie raak sien in die skepping, en jou gras word groen, en jou rose begin blom, en die amarellas begin blom. 'n pink het nou oopgegaan, en ons wag vir die gele, maar ons dink nie sy gaan blom hierdie jaar nie, sy winter seker nog. Here, mag ek U net raak sien in die skepping,
Mag ek 'n loflied laat opstyg en laat ek my kla net bietjie eenkant sit en laat ek net in my wag, Here, dat ek net dink hoe groot is U, o Heer my God, hoe groot is U. Gaan luister dit net nou op Spotify. Maar nou is die ander kant ons ook waar. Is die Here vir jou so klein, soos 'n vliegtuigie daar bo in die lug. En dat die skrik vir valse voorspellings van 2 weke terug, want die Here is klein. Hy is so klein dat ek het hom verloor. En hy is so klein dat as ek die probleme voor hom opstapel, ag, hy met respek, ag, hy gee nie om nie. Die Engelse woord worry. Nee, sê Habakuk, nee. Habakuk sê, jy moet opkyk, jy moet groot kyk, jy moet ver kyk, jy moet God sien in die uitspansel van die melkweg. Jy moet God sien in jou tuin en in die breinoë van ons kolgie, en jy moet God sien in die lag van jou kinders, en jy moet God sien in die liefde van jou vrou, en jy moet God sien in die hand op jou skouer van jou man. Wat Habakuk sê, die Here is die Almagtige. 'n miljoene engele buig voor hom. Here, ek wil U sien. I exalt Thee. I exalt U. Sing gelowiges hier. Sing gelowiges daar voor die TV, want Here, ek kan nie anders. En daar is so baie mense wat oor jou pad kom met vele getuienisse van wat doen die Here in hulle lewe. Eerlik, opreg, met nederigheid. Want dis wat gebeur het in 1904 in 'n Walliese steenkool mynwerker dorpie. Daar was net drank en daar was net welis. Daar was net ongemak gewees en 'n man wat daar gewerk het, Evan Roberts, het besluit tot hier toe en nie verder nie. En hy het die Here se teenwoordigheid intens beleef en hy het begin om te leef, walk the talk, en deur sy gesprek met vriende, met die lampliggies aan, hoe diep ook al met die incline, gaan hulle mos in. En daar was bekerings, 100,000 in die Walliese dorpie. En daar was saamsing byeenkomste gewees, en daar was getuienisse van die Here se teenwoordigheid. Maar as ek die Here se grootheid ervaar, sê Habakuk, moet daar ook herlewing wees, moet daar 'n gesindheidsverandering gebeur, en dit moet met jou gebeur, en jy moet op jou knieë kom. Dit het tyd geword dat jy en ek ons lampie se battery laat laai by die heerser van die skepping. Dit het tyd geword dat jy van binne af nuut word en dat jy as 'n gewonde mens voor God kom en net kom bely. En net weer belydenis aanvaar van my sonde wat ek gedoen het en dat jy jou net weer gee vir die Here. En dis 'n totale oorgawe, en dis 'n daaglikse, uurlikse, minuutlikse oorgawe waar jy net herleef, want Here, my lampie mag nie doodgaan nie. Want U is groot en I exalt U. En wat moet jy doen dan? Wat moet jy doen om by hierdie punt te kom waar jy net gebed en aanbidding doen? Dan sê Habakuk, jy moet stoei met die Here. Dit gaan van jou wasvasbyt vra. En jy moet begin by die Here. En jy moet terug na die woord, en jy moet terug na die teks, en jy moet by die klein groep uitkom, en jy moet deel word van die gemeente, maar jy moet vasbyt, want dit kom. Daar gaan verligting kom, maar jy moet wag op die Here. Onthou jy? Jy moet wag op die Here. Ek gaan dinge verander. Trouwens, ek gaan die wêreld verander, maar jy moet net volhard. Jy kan nie by 100 meter ophou en sê ek het 3de plek gekry. Jy moet deur die lint hardloop.
Het ons mos nou met Super 12 atletiek begin, nie waar nie? Jy moet wag. Jy moet die Here loof en jy kan nie in sak en as gaan sit nie. Maar jy moet opspring in 'n gejubel en jy moet die bruising wat die Heilige Gees in jou gee, moet ek loof, Here, ek loof U nie vir U handewerke wat afgehandel is, sê daai ou lied, maar ek loof U wat U in die toekoms nog gaan doen, Here, ek loof U nou al. Want ek vertrou U en U is by my. En ek wil kyk wat U doen en ek wil kyk wat U nog gaan doen, want Here, ek wil net gehoorsaam wees in 2025 Oktober die 3de. Here, ek wil maar net wees. Here, ek wil net U kan loof soos Habakuk dit gedoen het. Here, ek wil net getrou bly. Gehoorsaam is getrou en is aanhou en aanhou en aanhou. Dis 'n marathonreis. Here, en ek gaan gehoorsaam wees totdat U my kom haal en totdat ek oorloop, Here, in die ewige heerlikheid en saam met U te wees. Here, ek wil net gehoorsaam bly. Here, maak nie saak wat gebeur nie. Maar weet jy vanmôre is dit ook nodig dat ons vir mekaar sê dat Habakuk het begin met Here, hoekom, waarom, hoe lank nog. Maar teen die einde het hy sy vrae neergelê, hy het sy hande net opgelig in gebed en in aanbidding, en sy wanhoop het hoop geword, en sy twyfel het vertroue geword, en sy kla het van 'n staat van 'n klag na 'n staat van aanbidding gegaan. En dan in hierdie klein psalmpie van Habakuk 3 is vers 2. Vers 2 is net 'n gebed. Maar dis 'n gebed vir ons tyd. Dis 'n gebed vir vandag. Here, ek het gehoor wat van U vertel word. Ek is verwondering oor alles wat U gedoen het. Doen dit in ons tyd ook, hierdie dinge wat U in die verlede gedoen het. Moenie vergeet om genadig te wees nie. Gemeente, familie, dit moet ons gebed wees. Dit moet ons gebed wees, want ons het gehoor van 'n walliese herlewing en ons het gehoor wat U in vorige geslagte gedoen het. Maar Here, kom net vanoggend. Ag Here, kom net in hierdie auditorium en kom net aanlyn en aan my huis of in die motor later die week as ek dit weer luister. Here, kom net in ons gemeentes en in ander gemeentes. Here, kom in my gesinne. Maar Here, kom in my lewe. Here, begin met my generasie. Maar miskien sit jy hier vanmôre en jy's lou en jy's koud en jy het afgedwaal en jy's ver van die Here. Here, ek is moeg. Here, ek het my eerste liefde het ek alleen gelos. Wil jy nou nie maar hierdie woorde sê, Here, ag Here, begin net by my. En dan kan ons niks anders doen as om net te sê, maar Here, ek wil so graag hierdie gebed wil ek net my eie maak. Here, en ek wil so graag net hierdie gebed saam met Habakuk bid. Here, mag ons gemeente net, en mag ek net, Here, by U voete kom stil word. Want Here, ek het U so nodig. Ag Here, asseblief. En daarom wil ek jou vanmôre nooi om saam met my te staan. En saam met my hierdie gebed te bid. En hierdie gebed saam huis toe te neem. En hierdie gebed gaan die op die skermpie bly en kom neem hom af as jy klaar is. En maak dit jou eie vanmôre en kom ek lees hom vir jou en dan staan ons. Wat sê die gemeente dit saam en dan gaan ek vir jou bid. Ek gaan dit eers vir jou lees. Here, ons het van U dade gehoor. Ons het van U werke gelees en ons het dit gehoor van ons oupas en oumas. Maar Here, kom doen dit weer in ons dag, in ons tyd. Begin by ons, in U toorn onthou ontferming. Dis op al die skerms, kom ons lees dit, kom ons sê dit hardop as ons gebed. Here, ons het van U dade gehoor, ons het van U werke gelees,
Ons het dit gehoor van ons oupas en oumas, maar Here, kom doen dit weer. In ons dag, in ons tyd, begin by ons, in U toren ontferm U, Hemelse Vader. As ons dan vanmôre soos die Habakukke kom staan, Here, in 'n moedeloosheid en in 'n ellende of in 'n blydskap en in 'n aanbidding van lof en eer en ongelooflike dankbaarheid, Here, kan ons anders as om vir genade te pleit. Maar stuur die Heilige Gees dat wanneer ons met U stoei, Here, dat U ons nie op ons been sal slaan soos vir Jakob. Ag Here, as ons wag vir U, kom wag saam met ons, met die Heilige Gees, wat ons stamelende gebede verander in hemelse poesie, want U tree vir ons in. Ag Here, mag ons U loof met ons hele hart, mag ons U net prys, mag U ons net groot maak en vul ons motor daarmee en vul my huis daarmee. Ag Here, as ek dit sag op 'n oor met my ore moet luister met my oorfone in, Here, by die werk, dat hulle dink ek het oorpyn, maar Here, dat ek net sal luister. Ag Here, ek wil net gehoorsaam aan U wees. Ek wil net vanmôre by U kom staan, by U kom sit. Ons het van U dade gehoor, Here. Ons het van U werke gelees. Ons het gehoor van ons oupas en oumas. Maar Here, kom doen dit weer. In ons dag, in ons tyd, begin by my, Here. In U toren onthou ontferming. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Wat 'n wonderlike vreugde was dit gewees om saam met jou hierdie reis te neem, en mag die Here vir jou ook wonderlik seën in hierdie week. Like sê, just do it.